Goeiemôre op hierdie pragtige Sondagoggend, 19 April 2020. Welkom in hierdie vorm van die erediens. Ja, ek moet sê ons mis die samekoms in die kerkgebou, lekker warm by mekaar, hartlike groete tussen medegelowiges. Maar miskien is dit ook nodig vanoggend dat ons weer sal besef wat 'n mens het en eintlik sal agterkom hoe belangrik dit is. En hoe baie mense dit werklik mis as mens nie so kan saamkom op een plek as gemeente nie. Ja, dit is al lekker koel so vroeg in die oggend. Die herfs is op ons en mag vanoggend vir ons 'n geestelike verryking wees. Mag die Here deur die werking van die Heilige Gees ons harte aanraak en mag ons somme nuut en vervuld na hierdie diens die nuwe week ingaan. Ons is klaar met Paastyd, met lydenstyd. Lydenstyd was daardie tyd wat ons Jesus se voetspore op aarde gevolg het en waar hy toe gekruisig is, gesterf het. Verlede Sondag het ons Paas-Sondag gevier waar Jesus uit die graf uit opgestaan het, dat hy leef. Hy leef vir ons en ons leef saam met hom. Dit was 'n tyd van stil word en nadenke hierdie lydenstyd. Maar nou is ons in Paastyd en Paastyd is 'n tyd van vreugde. Ons Here het opgestaan en hy leef en dit is ons waarborg vir die ewige lewe. En dit roep ons ook op om hier en nou as koninkryksmense in 'n krom en verdraaide wêreld te leef. In 'n wêreld vol krisisse en beproewinge. Paastyd is 'n feesseisoen van 50 dae van verlede Sondag tot en met Pinkster, waarin ons die Here se oorwinning oor dood en oor lewe vier. Kom ons raak stil, kom ons maak gereed om die Here te ontmoet, terwyl ons dan ook nou rustig is en na die volgende woorde luister, en daarna na 'n pragtige lied. Voel jy soms of die Here te ver is? Jaco speel vir ons net eers lied 417, Jesus leef, hy het opgestaan, en daarna sal ons die skriflesing aankondig en saam bid. Die lig wat die wêreld probeer doof het, kon nie uitgedoof word nie. Vandag steek ons die kersse weer almal aan, om daarmee God se skepings- en herskeppingskrag te verkondig. Soos dit lig word, loof ons die Here, dat sy lewensveranderende liefde, wat was en is, en tot in ewigheid, in ons sal wees. Vandag vier ons nuwe lewe, nuwe vreugde, nuwe moontlikhede. Die Here leef en hy leef tussen ons. Terwyl ons die kersse aansteek, erken ons dat daar steeds pyn,
beproewing en lyding in die wêreld is. Maar ons plaas ons vertroue in die Here. In die duisternis is daar lig. In die pyn van die dood is daar lewe. Midde in wat vir ons oorweldigend lyk, is God in ons en in die wêreld aan die werk. Besig om geregtigheid en vrede, deernis en liefde, lewe in oorvloed tot stand te bring. Jesus het opgestaan. Jesus het in ons opgestaan. Want waar ons by mekaar is in sy naam, is die lewende Here teenwoordig. Amen. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel neer, met kassei en geskaap, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Almagtige Hemelse Vader, ons aanbid U as ons koning. Ons aanbid U as oorwinnaar. Ons aanbid U as vredevors. Ons aanbid U as ons Vader. En vanoggend kom ons voor U omdat ons vir U so lief het en vir U geweldig nodig het. Al in die tyd waarin ons leef, is U die enigste vastigheid. Is U die enigste anker in 'n rowwe see. Is U die enigste hawe waar ons lewensbootjies kan gaan vasmeer en kan weet, by U is vrede. Daai vrede wat 'n mens in Psalm 23 vind, dat U vir ons lei na waters, na wat daar rus is. Dankie dat U vir ons die lewenswater is. Dankie dat wanneer ons honger en dors het in hierdie lewe, wanneer ons geestelik smag, wanneer ons alleen is en struikel, dan weet ons by U sal ons altyd oop arms vind. Daardie selfde arms wat oop was aan die kruis, is nou oop oorwinningsarms, vaderlike arms. En dankie dat U ons deur die Heilige Gees toeval in die sekerheid dat Jesus leef en dat ons ook saam met hom moet leef. Waar ons nou die woord open om daaruit te lees, bid ons dat U deur die werking van die Gees ons
ore sal open, ons harte sal aanraak en ons gees ontvanklik sal maak vir dit wat U vir ons wil sê. Dankie vir U woord waaruit ons kan lees, een van die mees kosbare boeke ooit in die wêreld. Here, so wonderlik het U hierdie woord aan mekaar geweef deur mense vingers in die werking van U Gees, inspirasie deur die Gees, dat ons die voorreg het om hier in 2020 April daaruit te lees en dit vir ons 'n boodskap het wat van toepassing is op vandag. Spreek, Here, ons die kinders wil graag luister. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here uit die brief van Jakobus. Ons lees saam uit hoofstuk 1, maar voordat ek hoofstuk 1 lees, wil ek graag ook die inleidende gedeelte saam lees van die brief van Jakobus. Dit gee vir ons net so 'n bietjie agtergrond. Hierdie brief is gerig aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, waarmee bedoel is die hele kerk, die volk van God wat as vreemdelinge in hierdie wêreld lewe. Aan hulle word praktiese wysheid en leiding meegedeel, sodat hulle in die sondige wêreld en onder verdrukking kan volhard in die Christelike lewenswandel. 'n Verskeidenheid sake uit die daaglikse lewe kom ter sprake, onder andere die regte verhouding teenoor versoeking, rykdom en armoede, die beheersing van die tong en veral die verhouding van geloof en dade. Dan lees ons saam uit hoofstuk 1. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. En daarmee saam groet ons mekaar ook vanoggend en groet die Here ons. En hy sê genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dan lees ons in vers 2, my broers, en hierby is natuurlik die susters in die verbond ingesluit. Julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder twyfel verwyd. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander wat in die see deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ons lees tot sover. Ek wil tog net weer vers 5 lees, aangesien my tong daar geknoop het. En as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyd. Ons kernvers, ons fokusvers waarop ons vanoggend bietjie wil fokus, is vers 2 en 3, wat sê, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Geliefdes, vriende, gemeente, deur die eeue het die kerk aanvaar dat hierdie brief, die skrywer van hierdie brief, Jakobus is. Jakobus, die broer van Jesus, in vlees en bloed. Daarom is hierdie brief seker een van die grootste bewysstukke, die kragtigste bewyse dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan is. Hier is 'n kragtige bewys dat Jesus se opstanding waar is. Sien, want voor die opstanding van Jesus het sy eie broers, Josef en Maria se kinders,
was hulle totaal onverskillig teenoor hom. Ons lees in Johannes 7 vers 5 van die ongeloof van Jesus se broers, as daar staan, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Ja, so Jakobus was aanvanklik 'n ongelowige gewees. Hy het nie geglo in Jesus se woorde en dade nie. En in Markus 3 vers 21 staan daar, toe sy familie, dis Jesus se familie, daar hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Ja, hulle het nie in hom geglo nie, hulle het getwyfel. Nou iets enorms moes gebeur om hierdie ommekeer in Jakobus se lewe te bewerkstellig. Iets enorms moes gebeur om hom te oortuig om tot geloof in sy eie broer Jesus te kom. En dan lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 7, Jesus het uit die dood opgestaan. Jesus het uit die dood uit opgestaan en aan Jakobus verskyn. Nou ja, al wat so 'n verandering, so 'n ommekeer by Jakobus kon bewerkstellig, was die opstanding van Jesus. Met eens het hy besef, hierdie my fisiese broer Jesus is die Here. Hy is die beloofde Messias. Hoe onbeskryflik dat hy homself nou 'n slaaf, 'n dienskneg, 'n dienaar van Jesus noem. En dit is die tipe ommekeer wat Christus se opstanding in 'n mens se lewe veroorsaak. Veronderstel is om te veroorsaak. En jou broer wat saam met jou groot geword het, saam met wie jy gespeel het, vir wie jy van kleins af ken, nou God en Here te doen. Om hom nou te aanbid, sy volgeling te wees. Slegs volle oortuiging in Jesus se opstanding uit die dood kon so iets bewerk. En wat 'n mooi getuienis. Wat 'n kragtige ommekeer van Jakobus. En dan skryf Jakobus in hierdie brief, lees ons vir die verdrukte Joodse Christene. Christene wat tot die geloof gekom het en krisisse en beproewings beleef. Omdat hulle moes vlug oor hulle geloof, omdat hulle groot vervolging en verdrukking beleef het in die wêreld waar hulle gebly het. Ja, hierdie Christene, vir wie Jakobus skryf, leef midde in 'n wêreld van lyding en krisisse en onsekerheid en twyfel. Die doel van Jakobus se brief is om vir hierdie Christene te bemoedig, om ten spyte van vervolging en beproewing wat hulle ervaar, radikaal vir Jesus te leef en hulle geloof prakties uit te leef. Sjoe, dit klink soos 'n opdrag vir ons vandag, om ten spyte van hierdie krisis van die coronavirus en die ekonomie wat in duie wil stort, en soveel mense en kinders wat honger kry, nie kos het om te eet in hierdie tyd nie. En onsekerheid en twyfel, en hierdie groot beproewing, moet ek en jy radikaal vir Jesus leef. Moet ek en jy ons geloof op praktiese manier uitleef. Jakobus 1 vers 2 sê, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Bly wees oor beproewings, ek weet nie, wie van julle is bly oor beproewings? Nee, ek dink nie een van ons nie. Beproewings is vir niemand van ons lekker nie, ons wil dit nie hê nie. Sommige pleinweg is dis goor. Dit is nie vir ons lekker en goed, iets om oor bly te wees, wanneer ons deur beproewings gaan nie. Want beproewings kry ons soms onder. Beproewings mergel ons uit, ons worstel daarmee, en die sin daarvan. Beproewings wat aanhou en aanhou, dryf soms om my en jou geloof onder te kry, om ons as mens, emosioneel, geestelik, onder te kry. Ons vra soos, Here, maar ek probeer om 'n goeie mens te wees. Ek het 'n oop hand as dit kom by my dankoffers. Ek bid. Waarom laat die Here my dan so swaar kry?
waarom moet ons bly wees oor beproewings? Die antwoord vanoggend is, want beproewings is eintlik goed vir ons. Geliefdes, ek vermoed dat julle dit weet. Ten minste met julle verstand weet ons, beproewings is goed vir ons. Tog voel dit nie vir ons altyd so nie. En miskien is dit goed dat ons vanoggend weer 'n slaggie onsself herinner aan die voordele van beproewings. En dit is wat ek graag met hierdie preek wil probeer doen. In Jakobus 1 vers 3 en 4 word ons herinner aan die voordele van beproewings. Daar staan, want soos julle weet, as julle geloof die toets, die beproewing deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. In die ou verhaal lees 'n mens dit eintlik mooi waar dit staan, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kortkom nie. Lees die 53 vertaling. Nou hierdie woorde herinner ons daaraan dat beproewing eintlik 'n toets is van ons geloof. As daar 'n slegte ding met jou gebeur, is dit 'n toets vir jou en my geloof. Ek dink ons almal ervaar beproewinge op verskillende maniere en miskien verskillende intensiteit. Met hierdie wêreldkrisis rondom ons en hierdie inperkings, skole wat gesluit bly, ouers wat moet gaan werk, kinders wat moet mens met hulle maak en hulle moet bly met die akademie, ekonomiese agteruitgaan en verval van ons eie land, finansiële twyfel wat jy dalk self beleef. Hierdie beproewings is dus 'n toets vir ons geloof. En of ons te midde dit alles sal bly glo en vasstaan in die geloof in die Here Jesus Christus. Alles wat vir ons soos 'n beproewing uitstaan, is dis 'n toets vir ons geloof. Of ons sal vasstaan en einduit sal volhard. Ja, kom ons wees maar eerlik, jy kan dalk dink God is ongenadig om jou bloot te stel aan beproewings, wat dit ook al van jou vanoggend mag wees. Maar al is dit sleg en swaar, die doel daarmee is om van jou innerlik 'n sterker mens te maak. Ja, die Bybel sê so, sodat ons tot geestelike rypheid kan kom, sodat ons nie geestelik sal wankel of in die gehoorsaamheid aan die Here sal struikel nie. Die goeie nuus vanoggend is dat hoe meer 'n mens se geloof so getoets word deur beproewings, hoe meer kry ons dit reg om te volhard. Die ou vertaling, soos ons gelees het, gebruik die woord lydsaamheid. Lydsaamheid is om wanneer slegte dinge met jou gebeur, beproewings jou tref, om dit te verduur en nie opstandig te word nie. Lydsaamheid sê dat hoe meer jou geloof deur beproewings getoets word, hoe meer veroorsaak dit lydsaamheid by jou. Verdraagsaamheid, volharding. Jy kry meer uithou vermoë om jou beproewings te deurstaan. Jy kom nie meer so vinnig tot breekpunt as 'n beproewing oor jou kom nie. Ja, lydsaamheid lei uiteindelik, sê die Bybel vanoggend vir ons, tot geestelike rypheid. Soos wat lydsaamheid toeneem in my en jou lewe, so neem jou geestelike rypheid op toe. So groei ons geestelik. Ons word al meer geestelik volwasse. Lees ons in die woord van die Here. So vanoggend hoor ek en jy, die beproewings in ons lewe het tog voordele. Ja, ons tema van vanoggend beproewingstyd. Ons elke een beleef dit.
Ons beleef dit aan ons eie menswees. Maar die feit dat beproewings, soos die woord vir ons sê, voordelig is vir ons geestelike lewe, help ons om die nodige uithou vermoë aan te leer. Dit help ons dat lydsaamheid in ons lewe kan toeneem. En dit help ons om op geestelike vlak te groei tot die rypheid waartoe God wil hê ons moet groei. Jakobus het tot die insig gekom dat die kernpunt van die pad van geestelike groei, die kernpunt van om by geestelike rypheid uit te kom, deur beproewings loop. Nou wie sou dit nou ooit kon dink? Jakobus sê reguit, ek en jy moet bly wees oor beproewings. Dit beteken nie ons maak beproewings af as niks nie. Dit beteken nie dat dit nog steeds vir ons sleg en moeilik is nie. Dit beteken wel 'n innerlike blydskap, 'n innerlike verdraagsaamheid, 'n innerlike lydsaamheid daarteenoor te midde van hierdie beproewings. Omdat daar met geloofsoë na die pottebakker en die klei wat besig is om gevorm word, gekyk word. Jy weet, dis God se pad en hy loop hierdie pad saam met ons. Hoe anders kon die profeet Habakuk dan sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek in die Here jubel. Dink aan die geweldige woorde wat ons van die Here Jesus lees in Hebreërs 12 vers 1, waar daar staan die pad van die kruis het uiteindelik vir hom heerlikheid gebring. En hy het dit vooruitgesien en was daaroor bly. Krisis, beproewing, volharding, kruis, oorwinning. Ongelukkig sien 'n mens dit nie altyd so nie, nee. Ons verstaan dit nie, omdat ons baie keer nie deur die bril van die skrif na sake kyk nie. En dit is wat Jakobus bedoel met 'n gebrek aan wysheid. Hierdie wysheid het niks te maak met kennis of met 'n insig nie. Hierdie wysheid het niks te maak met jou IQ nie. Hierdie insig gaan oor die manier hoe God deur beproewings werk om jou geestelik ryp te maak. Insig dat die Here deur middel van lewensbeproewinge sy oogmerk in jou verwesenlik. Dink net hoe iemand soos Job geworstel het om hierdie wysheid, hierdie insig te ontvang. Maar 'n mens het die insig, die wysheid van bo nodig om beproewinge te verstaan. Andersins sal 'n mens se vertroue in die Here Jesus absoluut meegee voor die storms van teleurstelling en hartseer, van pyn en krisisse wat oor jou pad kom. Ja, broers, susters, jong mense, vriende, daar kom natuurlik daar wanneer sekere omstandighede ons eie geloofsbelydenis van alle kante toets. Dit voel of jy dalk meer beproef word as ander. Die een na die ander beproewing tref jou. En dan om te midde van dit alles, hierdie storms en teleurstellings, hierdie beproewinge, hierdie struikelblokke, hierdie vrese en virusse, hartseer en siekte, om te midde van dit staande te bly, is daar 'n goddelike, innerlike greep in 'n mens se lewe nodig. En hierdie goddelike ingrype, sê Jakobus vir ons, is wysheid. Wysheid om na die aarde te kyk vanuit 'n hemelse perspektief. Wysheid om die heerlikheid te sien wat na die kruispad volg. Wysheid om al hoe meer aan die Here vasgegom te raak na mate die beproewings kom. Wanneer Jakobus so praat, dan voel dit vir 'n mens asof dit bitter moeilik is om hierdie hemelse wysheid te bekom. Maar Jakobus sê nee, dis baie eenvoudig. Jy bid daarom.
Jy vra hierdie wysheid van die Here, sê vers 4 en 5. Want die Here se gesindheid teenoor ons is so positief. Hy wil gee, hy sal dit gee. Hy is 'n gewende God. Hy gee aan almal, lees ons, sonder verwyte, sonder om dit of dat teen ons te hou. Hy is absoluut vrygewig. Dit is wie God is. En dit is verrassend, Jakobus, dat hy vir ons die vaderhart van God so teken. Absoluut vrygewig. Absoluut is dit in sy natuur om te wil gee as daar gevra word. Ja, geliefdes, die Here se hartklop is positief teenoor sy kinders, teenoor my en jou. Jakobus beroep hom op wie en hoe God is. As hy so radikaal beloof, bid die wysheid van God en dit sal vir jou gegee word. Om saam te vat, 'n weergebore mens groei tot geestelike rypheid, geestelike volwassenheid, deur middel van die beproewings van die lewe. As ook goddelike wysheid, om die lewe in die regte lig en in die regte geestelike perspektief te sien. Hierdie wysheid ontvang jy deurdat jy 'n gebedsmens word. Hierdie wysheid ontvang ek en jy op grond van wie God is en hoe hy is. En dit is 'n vrygewige, gewende God. 'n God van liefde. Geliefde, daar is 'n ongelooflike seën opgesluit in volharding tydens beproewing. As jy die proef deurstaan, dan sal jy die oorwinningsprys ontvang. So, beproewing het altyd 'n doel. Dit is bedoel om jou innerlik sterk te maak, om jou geloof te versterk. Dit is bedoel om jou te laat volhard in jou gehoorsaamheid aan die Here. Dit is nie bedoel om jou te laat struikel nie. Dit is nie bedoel om die lewe vir jou moeilik te maak nie. Dit is bedoel om jou oorwinning te gee, om vir jou geestelike rypheid tot daar te bring. Geestelike oorwinning deur volharding in die geloof. In hierdie grendeltyd of lockdown tyd wat ons tans ervaar, is elkeen se uitdagings, se beproewings anders. Ons is bekommerd omdat ons nie weet wat die dag van môre en van volgende week vir ons inhou. Donderdag wat verby is, was veronderstel om die laaste dag van inperking te wees, en tog is dit vir nog 2 weke wat ons moet deurmaak. Maar die woord kom vanoggend en verseker ons dat ons moet volhard en bly wees in beproewingstyd. Hier waar ons is, in beproewingstyd, volhardingstyd, groeityd, geloofstyd, is dit my gebed dat die Here vir ons, te midde dit alles, blydskap sal gee, wat sal lei tot geestelike ryp worde, tot sy eer. Mag hy ons hiermee help. Amen. Sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waar raad stuur
laat my vas en veilig staan. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stierenbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Kom ons doen vanoggend saam belydenis van ons geloof. Daar waar jy is, kan jy miskien sommer staan, as jy nie kan staan nie, bly sit, en dan doen ons dit saam hardop in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis op die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Wat 'n voorreg om so saam met julle ook my geloof te kon bely. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die lydsaamheid, die volharding wat die Heilige Gees gee, met elkeen van julle bly en wees. Amen.